Daar sê julle, goeiemôre, is lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Hy is so bewus van die Here se liefde. Sy groot liefde vir ons. En ons het vanoggend daaroor gesing en daar is so baie songs geskryf oor sy liefde, ou songs, medium tyd songs, nuwe songs. En dan begin al die goed so deur my gedagtes te gaan en dan dink ek hoe die skrif ook sê, ons kan hom lief hê, omdat hy ons eerste lief gehad het. En toe dink ek sommer aan hy ou liedjie, Oh how I love Jesus. Oh how I love Jesus, because he first loved me. Die liefde van die Here wat alles verander het, so die afgelope ruk van die nuwe kwartaal, praat ons dan natuurlik ook wanneer die liefde werk. En ons kan praat oor liefde wat werk, liefde wat 'n impak het, liefde wat mense verander, liefde wat omgewings verander, die liefde wen, omdat ons dit gesien het en beleef het, die liefde van God aan die kruis het gewen. Die liefde van God het oorwinning gebring oor die mag van die vyand. God het so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, daai offer gebring het, want was die enigste offer, wat die mag van die sonde, die beskuldiging van die sonde, die wettige reg wat die vyand op ons gehad het, omdat ons gesondig het, wat dit kon verbreek, wat dit kon oorwin. Die Jesus wat gekom het en ons gewas het en skoon gemaak het en gereinig het met sy bloed. So as ons aan die liefde dink, die liefde wat werk, weet ons, dit het gewerk. Dit werk nog steeds. Hier sit ons vanoggend, elkeen van ons kan sê, deur die genade, die liefde van God is ons gered. Ons is verlos, ons is nuut gemaak, ons is nuwe skepsel, sê Paulus in 2 Korintiërs 5. So nuut, dat hy sy gees in ons kom laat woon het. Maar so nuut, dat ons ook saam met hom in hemelse plekke sit. Nou, ek het vanoggend vir die mense die nagmaal gedoen het, vir Lisna hulle gevra, maak net vir ons so 'n tafeltjie hierso, met 2 stoele, 1 stoel wat natuurlik die godheid verteenwoordig, en dan 1 stoel wat ons verteenwoordig, die liggaam van Christus. En dan skryf Paulus so mooi, en ek wil net so 'n bietjie hier sit, dan beskryf Paulus dit so mooi, of kom ons begin eers by Johannes. Johannes sê, toe ek inkyk in die hemel, in Openbaring in, sien hy in die middel van die troon, sien hy die lam, wat vir ons geslag was. En tot vandag toe, sing die hemelwesens, waardig, waardig, waardig is die lam. Hy is die enigste een wat waardig was, om die boekrol te neem, ons terug te koop as 'n eiendom. Heilig, heilig, heilig is die Here. Die enigste een wat heilig was, om dit te doen nie. Dit is waaroor die hele hemel gaan, is die lam van God in die middel, wat geslag is vir ons. Maar dan skryf Paulus ook, en sê hy, as gevolg van dit, kan ons nou in hemelse plekke sit. Is 'n bietjie bo ons verstande, nee. So kom Paulus ook sê, niemand kan sê hy is Here sonder die Heilige Gees nie. Dis die Heilige Gees wat hierdie vir jou oopbreek. En hy doen dit, en hy doen dit so getrou. En Christenskap, wedergebore Christenskap, is sterker as ooit in die verlede, en nie net omdat tyd verloop nie, maar omdat dit so eksponensieel toeneem. Mense wat by God uitkom, deur sy woord, deur sy gees. Ons sit nou in hemelse plek, ons neem deel aan hierdie hemelse gesprek. Maar ook hier, wanneer liefde werk, as jy na die kruis kyk, as jy in die hemelse plek sit, en jy kyk na die lam, is dit wat jy sien. Jy sien liefde het gewerk. En daarom is dit nie nou net liefde wat vir ons gewerk het nie, maar liefde wat ook nou deur ons werk. En daarom het ons gesê, dat wanneer die Gees werk, roep God ons om saam met sy Gees te werk, sodat die liefde kan werk. Liefde is 'n krag wat werk. Liefde bring oorwinning, dit bring deurbraak, dit bring nuwe lewe. So vandag gaan ons so 'n bietjie gesels, ook oor hierdie tema, maar spesifiek dan ook oor die nagmaal. Nou, dis baie interessant. Die brief Judas in die Nuwe Testament bestaan net uit 1 hoofstuk uit. So ons reken Judas was 'n broer of 'n halfbroer geweest. Dis nou nie Judas Iskariot nie, dis 'n ander Judas. Ons neem aan hy was 'n broer of 'n halfbroer van Jesus. En eintlik skryf hy in daai 1 brief, daai 1 hoofstuk, skryf hy oor die kerk wat moet pas op vir valse leringe en goed wat wil indring, die oog gefestig ook op Jesus, op die suiwerheid van die evangelie, maar dan vroeg in die brief
dan praat hy van die liefdesmaal. Nou onder die kerk van daai tyd het hulle baie saam geëet, dis hoekom ons so goed lyk, want ons eet saam. Baie saam geëet, baie saam gekuier. Dit was al so met Jesus, maar in die vroeë kerk ook, baie saam gekuier, baie saam geëet, en dit was 'n liefdesmaal genoem, en dan in daai liefdesmaal het hulle ook dan dikwels die nagmaal gedoen, omdat Jesus sekere goed dan ook oor die nagmaal gesê het, hoe ons dit moet doen. So, wanneer ons dan die nagmaal gebruik, spreek dit natuurlik van die liefde, dis iets wat ons herdenk, so ons wil vanoggend gou so 'n bietjie daarna kyk, dis 'n liefdesmaal, en die nagmaal is iets wat Jesus self ingestel het. So kom ons begin vanoggend daar, Jesus self het die nagmaal ingestel, tydens die Pasga fees. Nou, ons lees daarvan in die evangelies, hoe Jesus dit gedoen het, maar hierdie jaar is ons natuurlik nou baie besig met die 2 Korintiërs briewe, en dan in 1 Korintiërs 11, dan praat Paulus met die Korintiërs oor die nagmaal, want die Korintiërs het so bietjie die kat aan die stert beet gehad, of die pad byster geraak, oor die gawes, maar ook oor die liefde, en oor waarvoor die kerk geroep is, die roeping, en dan ook as gevolg van dit was die nagmaal ook. Hulle het daar ook die pad byster geraak. So Paulus skryf oor die nagmaal vir hulle en die betekenis van die nagmaal en hoe ons as gemeente dit saam moet doen. En dan gaan Paulus natuurlik, en as hy begin praat, dan gaan haal hy Jesus se woorde. Dan sê hierdie woorde is aan my oorgedra, oorgelewer, en dan quote hy eintlik vir Jesus, waar Jesus dan nou die nagmaal instel by die Pasgafees. So kom ons lees dit vanoggend. Ons ken dit almal baie goed. 1 Korintiërs 11, ons begin by vers 23. Bygesê, gaan lees asseblief die hele hoofstuk. Lees asseblief hoofstukke in die Bybel. Dit help jou. Kom ons begin by vers 23. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dan sê hy, Jesus se woorde. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die nuwe verbond deur my bloed. Doen dit so dikwels as wat julle daaruit drink, om my in herinnering te bring. Nou hoor gou hoe strategies is Jesus. Nee, alles in die skrif is so haarfyn beplan. Jesus gee vir hulle opdrag, hy sê ons moet die Pasga gebruik, dis die Pasgafees, gaan daar na iemand se huis toe, kry vir ons die Pasga reg, ons gaan nou die Pasga gebruik. En dan by die Pasgafees, dan stel Jesus die nagmaal in, sodat hulle kan verstaan wat sy dood gaan beteken, wat om die draai is, sy lyding en sy dood, wat om die draai is, maar dan natuurlik ook in die toekoms. Nou onthou die Pasgafees, die volk Israel het dit baie goed verstaan. Hulle het dit vir honderde jare herdenk. Dit was die fees waar hulle sekere dinge gedoen het om te kan herdenk dat God hulle uit Egipte uit die slawerny uit bevry het. God het gekom deur die bloed van 'n lam. Dit was mos een van die plaae gewees, deur die bloed van 'n lam, 'n lammetjie wat gedood is, wat se bloed aan die deurkosyne gesmeer is, het die plaag van die dood van die eersgeborene verbygegaan, en dit het ook dan meegebring dat hulle verlos was, die volk behoue gebly het en hulle verlos was en hulle uit Egipte kon uitgaan. So saam met al die ander goed, het dit natuurlik was die Pasgafees die plek en die tyd waar hulle herdenk het dat God hulle uit hierdie slawerny bevry het en as volk vrygemaak het. En dis by hierdie fees wat Jesus dan die nagmaal instel, en as Jesus begin praat oor sy bloed in die beker in die nuwe verbond, wat doen Jesus dan? Hy impliseer daar dat hy nou die lam is. Hy impliseer daar dat hy die lam is wat nou geslag gaan word, sy bloed wat gaan vloei, en hy gaan nou die hele mensdom, al het hulle nog nie als daar verstaan nie, die hele mensdom en sy hele skepping gaan hy verlos van die slawerny en die mag van die sonde en die dood. En dan weet ons, die mense het gewag vir 'n swaard, maar Jesus kom met 'n kruis. Die kruis is die manier hoe God kom en hoe hy verlossing bring vir die mense en 'n oorwinning bring oor die mag
van die vyand. Nou daar het ons al baie gepreek. Dis hoe God se oorwinning lyk. Dis hoe hy sy oorwinning vir ons gebring het. Dis nie deur die swaard nie, maar deur die kruis. Oorwin die magte, die houvas, die aanklag van die sonde op ons lewens. Iets wat uitstaan in die woorde wat Jesus gesê het en wat Paulus dan ook hier aan, hulle is 2 keer in die gedeelte, sê hy, doen dit om my in herinnering te bring. Doen dit om my in herinnering te bring. Nou as jy daai woorde hoor en jy dink so 'n bietjie daaroor en dink jy, okay, Jesus het dit seker nou maar gesê want hy wou nou graag gehad dat hulle moet die betekenis van hierdie verstaan en hulle moet dit nie vergeet nie en hulle moet hom nie vergeet nie en hulle moet nie later, jy weet, gewoond raak aan die kruis. Hulle moet onthou wat het hier gebeur. Maar Jesus se woorde was so pertinent. Jesus het presies geweet, dis hoekom ek sê hy was strategies. Hy het presies geweet hoe om die regte goed te vat sodat hulle kon verstaan. Dis soos daai gordyntjie wat mos weggetrek word. Sodat hulle kon verstaan wat hy regtig bedoel. Nou, hoekom het Jesus hierdie woorde gesê? Doen dit om my in herinnering te bring, want Jesus het geweet die nagmaal gaan nou in die toekoms bedien word, gebruik word. En die Pasgafees, by hierdie geleentheid stel hy die nagmaal in. En Jesus het geweet, hoe word die Pasgafees gedoen? Hoe word die Pasgafees begin? Dit was op 'n baie spesifieke manier begin. Wanneer hulle so dan in 'n kring sou sit, om die Pasga te geniet, dan sou dit die jongste in die groep se taak gewees het, om die volgende woorde te sê. Waarom verskil hierdie aand van al die ander aande? Dit was die ritueel, dit was die patroon gewees. Dis hoe die ete begin het. Die jongste moes gesê het, waarom verskil hierdie aand van al die ander aande? Dan sou die ander aand geantwoord het, dit verskil, want ons was slawe van Farao in Egipte. En die Here ons God het ons daarvandaan uitgelei met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm. Hoor gou die sinnetjie. Waarom verskil hierdie aand van al die ander aande? Die mense wat die Pasga herdenk het, dit was eintlik nie hierdie aand nie. Dit was eintlik daardie aand, deur ver terug, honderde jare terug. Hulle voorouers wat hulle nie eers geken het nie. Dit was hulle wat uit Egipte uitgelei is, maar die herdenking van hierdie Pasga, hulle was geleer om dit so te doen, om te sê, hierdie aand, want dit het hulle ingesluit. Dit wat gebeur het met hulle voorouers, die verlossing wat daar gebeur het, hulle was die volk Israel, dit was deel van hulle geskiedenis, maar nie net van hulle geskiedenis nie, dit het 'n implikasie, 'n realiteit op nou gehad. En dis hoekom hulle die fees dan so begin het. Deur nie net te sê, hoor jy, onthou julle wat daai aand gebeur het, lang terug, onthou julle as sulke stories, hoekom is hierdie aand so anders? En met hierdie woorde, hierdie aand het hulle self geïdentifiseer, want die implikasie van wat daar gebeur het was so groot, dat het nog steeds van krag was hier op hierdie situasie, of op hulle lewens. En dis wat Jesus dan doen, hy stel dit so in, hy sê eintlik op 'n sekere manier dan hierdie aand, om my in herinnering te bring. Julle gaan vorentoe, terugverwys na hierdie toe. En net soos wat julle sê hierdie aand, en dit impliseer julle, gaan julle ook vorentoe, of baie mense vorentoe, gaan dan hierdie woorde lees, doen dit om my in herinnering te bring, en hulle gaan weet, dit sluit hulle in, want by die kruis het so iets groots, so iets radikaal gebeur, dat dit die wêreld se toekoms heeltemal verander het. En as ons dan dink aan Jesus wat self dit gesê het, doen dit tot my herinnering, dan beteken dit ook, net soos wat dit hierdie mense van die Pasga ingesluit, dit sluit dit ons in, wanneer ons die nagmaal gebruik, wanneer ons aan die tafel kom sit, of kom deelneem aan die tafel, identifiseer ons met hierdie groot gebeurtenis wat hier plaasgevind het, Jesus wat gesê het, dit is volbring. Die geskiedenis verander. Dis 'n nuwe era, dis 'n nuwe tyd. Alles vir die mensdom het verander. God was ver, die mens was ver van God af. Dit het naby gekom. Geen meer afstand nie. 'n Nuwe tipe mens. 'n Mens wat nie meer doelloos lewe nie. 'n Mens wat 'n hoopvolle toekoms het. 'n Mens waaroor die mag van die sonde nie meer beheer het nie. En alles het verander. En dis wat Jesus sê, julle dit gaan doen. Die nagmaal
gaan julle my woorde onthou, dat dit waaraan julle deelneem, het alles verander. Dis hoekom ek altyd sê, wanneer ons deur tawwe goed gaan, moeilike goed gaan, wat dit voel hierdie wêreld druk, en dis net te moeilik en te veel, onthou net, dit mag miskien so in daai oomblik wees, en ons ontken dit nie, want ons is mense, maar onthou net, jy het 'n toekomsverwagting. Selfs die dood, niks, geen omstandighede, niks, kan jou skei van die liefde van die Here, en jy het 'n hoopvolle toekoms. Dis genoeg om te sing, your goodness is running after me. Dis al klaar genoeg. Nou skryf Paulus verder, so net vir dit vir 'n begin. Nou skryf hy verder, vers 26, hy sê, so dikwels, as wat julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, dan doen julle iets. Hy sê so, dikwels, elke keer wat julle hierdie brood eet, uit hierdie beker drink, doen julle iets. Wat doen julle? Julle verkondig iets. Nou, dis asof, kom staan net gou daar staan, stil, wanneer jy iets doen, dan praat dit baie harder as woorde, né? Wanneer ek iets doen, dan praat dit sê meer as woorde. Kom ek gebruik gou 'n voorbeeld. As ek vanoggend hier aangekom het, en ek het gesê, hallo Dewald, that was good, dis goed, nee, dit het gepraat, ek het hom gegroet, maar as ek gesê het, hallo Dewald, en hom 'n handskit gegee, en hom gegryp, en hom 'n druk gegee, het dit soveel meer gesê. Soveel meer gepraat. Hy weet sommer dadelik, ek like hom, ek hou van hom, ek is bly om hom te sien. Die aksie spreek meer harder as die woorde. En dis wat Paulus sê, hy sê, wanneer julle hier aan deelneem, dan doen julle iets, hierdie deelname, die feit dat julle iets doen, verkondig iets. En dis hoekom die nagmaal so belangrik is, dit verkondig iets hier tussen ons, dis asof dit iets vasmaak, maar dit verkondig ook iets vir die wêreld daar buite, wat dit sien. Nou die belangrike ding, wat verkondig ons? Hy sê, julle verkondig die dood van die Here, totdat hy kom. Nou, amper soos, ja, Die dood, dink nou vir ouens wat dit vars moes hoor, dink gou vir jou in daai disciples se skoene. Petrus wou gekeer het dat hy moet doodgaan. Nou sê julle, as julle hierdie ete gaan eet en saam gebruik, dan verkondig julle die dood van die Here. Ek dink dit op daai stadium nie vir hulle sin gemaak nie. So wat bedoel Paulus as hy sê, julle verkondig die dood van die Here? Hierdie aankondiging, hierdie publieke verklaring. Nou onthou, hulle moes dadelik gehoor het, twee goed. Hulle moes dadelik gehoor het, dood en Here. Here in daai tyd was 'n bekende leierskapstitel. Caesar is Lord. Die keiser is Here. Dit was bekend in daai tyd. So hulle het dadelik iets gehoor hiervan, ja Here, maar U is Here, ons weet dit en so en ons verstaan dit, maar wat nou van die dood? En hoor hoe koppel Paulus dit aan mekaar. Hy koppel hierdie heerskappy, Here, gesag, koppel hy aan dood. Hoekom sou Paulus dit doen? Dis presies eintlik wat die Pasga-ete was. Die Pasga-ete het eintlik gesê tot 'n groot mate deur die sterwe, deur die bloed van die lammetjie, die offer, kon die volk bevry word van hierdie slawerny, Egiptiese farao slawerny. Hulle kon bevry word van dit. En dis wat Paulus hier probeer sê. Hy sê, dis presies hoe dit gaan werk. Hy wat die Here is, hy wat die Christus is, hy wat die gesalfde een is, hy wat die koning is, hy gaan die oorwinning bring deur sy dood, deur sy bloed wat gaan vloei. Dit is hoe hy sy koninkryk op aarde gaan bring. Dis hoe hy die magte van die dood gaan oorwin. En dit is hoe sy lewe weer na ons toe gaan kom. En nou sê Paulus vir ons ook vandag hier op 3 Mei 2026, hy sê so dikwels is wat julle hierdie doen, verkondig julle die dood van die Here. Julle verkondig sy heerskappy, sy koningskap, sy lewe, maar is op 'n ander manier. Dit het gekom deur sy dood. Sy dood het ons kom insluit in die sterwe van 'n ou mens en die ontstaan van 'n nuwe mens in Christus. Daarom sê Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.
So Paulus probeer ook hier iets vir ons sê, dat hierdie dood, verkondig dit. Want dit bring nuwe lewe, dit het 'n nuwe heerskappy begin, dit het die dood oorwin, dit het die ou toestand van die mens oorwin. Nou hoor gou hoe incredible is die skrif, ek seker elke sondag by die stage sê ek, die skrif is incredible, just deal with it, want dit is. Hoor gou incredible is die skrif, nou na die opstanding van Jesus uit die dood uit, dan verskyn hy aan 'n klomp mense, aan individue, aan verskillende groepe mense. En hierso, Handelinge 2, ontstaan die vroeë kerk, né? Daar waar Petrus preek en mense kom tot geloof, die eerste kerk, 3000 mense of 3000 mans, kom tot geloof, die vroeë Handelinge kerk begin. Handelinge 1, die inleiding vir dit, sê die volgende, vers 3, aan hulle het hy, na sy lyding, hy is Jesus, né? Deur talle tekens getoon, dat hy leef. So hy het vir 'n paar mense gewys, dat hy leef, dis oor en oor opgeskryf. Toe hy oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn het. So van die opstanding tot by die hemelvaart, 40 dae, nog 10 dae, 50, Pinkster, uitstorting van die Gees. Hy het oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn, en hoor hier, en met hulle oor die sake van die koninkryk van God gepraat het. Want wat het gebeur? Die dood van Jesus wat ons nou moet verkondig, die heerskappy, die Here, het nou begin. Nou praat Jesus daaroor. Nou praat hy oor die koninkryk van God. Hy gebruik daai 40 dae vir dit. Tweede hoofstuk, daar waar Petrus nou begin preek. Hoor gou begin hy gedeelte. Hy sê, laat die hele huis van Israel dan verseker weet, dat God hom, Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Hy begin hierdie preek so goed, dan sê hy, bekeer julle, glo julle, laat julle doop, en mense vra, wat moet ons doen om gered te word? Maar hy maak seker, hy begin so, hy sê, laat hierdie hele huis Israel dit weet, dat God het hom Here gemaak. Die Caesar is Lord, nie is, he is Lord. Jesus is Lord, hom Here gemaak het, Christus, hy het hom gesalf, hy het hom gestuur, maar hoe het hy dit gedoen? Hy is gekruisig. En nou sê hy, dis hierdie boodskap van die kruisiging, die verlossing van die mens, van die ou mens by die kruis, dit is die boodskap wat julle moet verkondig. Handelinge 3, so gaan die hele Handelinge aan, gaan soek dit bietjie. Handelinge 3, dan praat Petrus weer by die tempel, en sê hy, maar op hierdie manier het God in vervulling laat gaan, wat hy by monde van al sy profete aangekondig het, naamlik dat sy Christus sou ly. Paulus sê vir ons, elke keer as julle doen, verkondig julle die dood. Niemand het verwag van daardie tyd, niemand het verwag dat hierdie gesalfde koning, hierdie Here gaan kom, en dat hy op so 'n manier die magte van die wêreld gaan oorwin nie. Maar dit is wat Jesus gedoen het met sy liefde, met sy offer. Dit was die oorwinning. En elke keer wanneer ons die nagmaal of aan die nagmaal deelneem, dan kondig ons aan, ons verkondig dat God se gesalfde koning, Jesus die Here, deur sy dood oorwinning behaal het, en nou is sy heerskappy in die hemel en op die aarde. En hoor gou wat sê Jesus, net voor hy opvaar, vir sy disippels en al die mense wat daar was. Hy sê, Jesus het nader gekom, Matteus 28 aan die einde, en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Kan jy hoor hoe belangrik is hierdie woorde, wat Paulus nou sê vir die Korintiërs gemeente en vir ons, julle verkondig die dood van die Here totdat hy kom. Want die oorwinning is in sy dood. Jesus wat sy lewe gee. Mense wat nou nog hierdie evangelie hoor, nou nog hierdie boodskap hoor. Christus het jou ingesluit, die ou mens by die dood, en jy kan saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe. This is the gospel, dis die evangelie. En dan saam met dit, die koninkryk van God wat nie meer ver is nie, maar wat naby gekom het, waarvan jy deel is, waarvan jy sit in die hemelse plekke. That is the place where you change, wat jy verander, wat jy groei van die heerlikheid tot die heerlikheid, soos wat Paulus dit skryf. Nou gaan Paulus verder. Kyk, as dele in 1 Korintiërs 11, wat jy moet mooi lees, want dit kan jou dalk so bietjie ontstel.
Nou, hoor gou wat doen Paulus. Ons weet die Korintiërs gemeente het in 'n huis by mekaar gekom. Die vroeë Korintiërs gemeente was nie 'n baie groot gemeente nie. Hulle kom daar by mekaar, ons kan dit aflei, nie in die tempel nie, maar in 'n huis. Hulle kom by mekaar en hoor dan wat gebeur daar. En hier praat Paulus nou weer hard met hulle. Hy sê in vers 20, so ons spring nou 'n bietjie voordat hy Jesus se woorde quote, ons spring 'n bietjie vroeër in die hoofstuk. Sê hy, wanneer julle saamkom, hy vat hulle sommer daar vas. Hy sê, as julle saamkom, is dit nie werklik om die Here se maaltyd te eet nie. Hy sê, want elkeen gaan voort om sy eie maaltyd te eet. En die een bly honger en die ander een word dronk. Het julle dan nie huise waar julle kan eet en drink nie? Of minag julle die gemeente van God en verneder julle diegene wat niks het nie? Wat kan ek vir julle sê? Sal ek julle prys oor hierdie saak? Sal ek julle nie prys nie. Hoekom is Paulus sommer so in die middel van die hoofstuk so ontsteld? Hy sê, Christus is nou koning, hy's Here, sy koninkryk lyk anders as die koninkryk van die wêreld. Julle is geroep om saam met die Gees te werk, om die liefde deur julle te laat werk. Ons het in die vorige weke baie daaroor gepraat. Dis wanneer ons saam as 'n liggaam werk, wanneer die koninkryk van die hemelse kultuur onder ons kom, dan verrys ons soos 'n liggaam en ons beeld Christus uit vir die wêreld. Maar hierdie Korintiërs gemeente het dit nie gedoen nie. Nou sê hy vir julle, ek dink nie eers julle kom eintlik by mekaar vir hierdie ete nie. Julle is besig met iets anders, want hoe julle dit doen, lyk net soos die wêreld. Hierdie tafel spreek van onselfsugtigheid. Hierdie tafel spreek van liefde, maar julle doen dit anders. Sommige mense stap in, hulle begin eet, geniet, en so, en die ander moet maar wag, en hulle kry die oorskiet. Hier's selfsug, hier's selfhep. En dis hoekom Paulus dit in daai hoofstuk ingooi, want hy sê, hierdie ete verteenwoordig iets anders. So in vers 20 tot 22 sê Paulus wat dit nie moet wees nie. En dan praat hy oor die hele gedeelte wat ons nou net gedoen het, waar Jesus se woorde aanhaal, dan kom hy weer by vers 33. Hoor wat sê hy dan? Daarom my broers, wag vir mekaar, wanneer julle saamkom om te eet. Paulus sê soveel meer as net, druk net jou hand in jou sy en wag, en dat ons byt nou net bietjie op jou tand. Nee, wag vir mekaar. Hy sê hierdie koninkryk lyk anders. Wees ingestel op mekaar. Eer mekaar, wees lief vir mekaar, ontvang mekaar, sien die Christus in mekaar, the Christ in me, see the Christ in you. Wees deel van 'n liggaam, want hierdie eenheid, hierdie liefde, dit praat van iets, dit verteenwoordig iets, en dit maak hoe sterk die kwaliteit dan nie is nie, van die aankondiging van die koninkryk van God, want Jesus het sy kerk vir dit gekies. Onthou jy, hoe het Jesus vir sy disippels gesê, hier is 'n nuwe gebod, nou moet julle mekaar lief hê soos ek julle lief het. Hy sê, en dan aan hierdie liefde gaan die wêreld weet dat julle aan my behoort. Dis so belangrik dit is. Vanoggend het iemand my jaar kom maak, tussen die twee dienste. Iemand kom sê vir my tussen die twee dienste, ek kan nou nie presies dieselfde woorde onthou nie, hulle sê, ons kan dit voel, hoe broei dit hierso. Hoe broei die liefde hier, hoe broei die verhoudinge hier, hoe broei die connectedness hierso in die gemeente. Ek sê, yes, loof die Here, Here, met groot nederigheid, dankie. Ons hoor iets van dit, dis so die liggaam van Christus lyk. Dit broei. Iets wat broei is 'n bas. Daar's 'n expectation, daar's energie. Dit broei hierso. En dis wat Jesus gesê, dit gaan die kwaliteit van hierdie aankondiging. Dis 'n verkondiging, die nagmaal is 'n verkondiging. Dit wys vir mense, daar's 'n ander tipe lewe in Christus. Hieraan sal my disippels, sal die mense weet, dat julle lief is vir mekaar, deur julle liefde onder mekaar, onder die disippels. Nou, ek het dit vanoggend nou nie eers in my notas nie, maar laat ek net gou iets van dit sê. Op 'n stadium, dan sê hy ook in daai hoofstuk, hy sê sommige by die nagmaal eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En dan is, as ons almal voel ons wil 'n hands off. Nee, want jy voel dadelik, Here, maar kwalifiseer ek regtig, is ek regtig goed genoeg? Jy is, want jy's in Christus. Nou wat bedoel Paulus dan, as hy dit sê? Dat selfs sommiges ontslaap en siek geraak, omdat hulle onwaardige manier aan die nagmaal deelgeneem het. Dan sê hy op 'n stadium, onderskei die liggaam van Christus.
Wat sê Paulus vir ons in hierdie hoofstuk? Die eerste ding wat ek glo ons hier kan uithaal, ek gaan vir jou 2 goed gee, ons kan dalk seker meer uithaal, maar dis die 2 voorhand liggende. Wanneer Jesus dan praat, wanneer hy die nagmaal instel, wanneer hy praat van sy lyding en sy sterwe, wanneer Paulus dan kom en hy sê, verkondig die dood van die Here, dis waar die nagmaal gaan, en dan daarna sien ons, dis hoe God se heerskappy kom. Wat sê die nagmaal dan? Die nagmaal sê dan, dat ek glo die evangelie van die koninkryk van God. Ek glo, dis hoe ek op 'n waardige manier ook deelneem. Ek glo die heerlikheid van God het naby gekom. Ek glo hy is Here. Ek glo sy koninkryk kom, soos in die hemel, so op die aarde. Dit is my geloofsoortuiging. His glory is now my story. En dan praat hy weer op 'n ander plek. Gaan lees asseblief die hoofstuk. Dan praat hy van ons moet onsself beoordeel. En hy dan sê selfs wanneer Christus oordeel, is dit om ons te dissiplineer, sodat ons nie veroordeel te word nie. So wanneer ons kyk na die nagmaaltafel en ons lees daai goed, is dit nie 'n hands-off en I'm not good enough nie. Nee, dis juis, Here, ek hoor u woord en deur geloof lê ek in dit in en ek belyn my met dit. Die nagmaal, ja, ek stem saam, dis wat die nagmaal is. Die nagmaal sê, hy is Here, die heerskappy van God het begin, die koninkryk van God het begin, sy heerlikheid is nou my heerlikheid, ek is deel van dit. Die tweede ding dan saam met dit, is dan onderskei die liggaam. Ek bou saam met die gees aan die liggaam. Paulus herinner ons daar, dis kom hy met die Korintiërs raas. Hy sê, julle doen hierdie verkeerd. Julle wag nie op mekaar, julle doen dit op die ou manier, die ou kultuur. Maar hier is 'n nuwe kultuur van liefde, van eer, van respek, van ag die ander een hoër as jouself. 57 of 54, ek weet nooit nie. Mekaar begrip in die Bybel. Dis 'n anderste tipe koninkryk hierdie. En dis wat die nagmaal dan ook sê, onderskei die liggaam. Die nagmaal herinner ons aan die belangrikheid van die liggaam, die eenheid, ons eenheid in Christus, en dat ek myself verbind aan hierdie hegte verbintenisse, die broei, die vibe. Dis hierso wat iets uitbroei. Dis hier wat mense transformeer. Dis hier wat mense verander. Dis hier wat die liggaam kragtig raak, sterk raak, kan begin beweeg, impak in die wêreld hê. Efesiërs 1, as the church speak and act, he fills everything with his presence. Dis hier waar ek 'n steen is wat gebou word, wat die liggaam kan verrys en wat ons 'n uitbeelding kan wees van hierdie nuwe heerskappy, hierdie nuwe koningskap in ons wêreld en mense na dit toe kan nooi. Onderskei die liggaam. The church is the hope of the world. Dis God se plan. Dis wat die nagmaal sê. Sê Here, weer eens, ek kyk na myself, hoor gou wat sê dan vers 28, laat elkeen homself ondersoek. Nee, selfondersoek. En daar volgens van die brood eet en uit die beker drink. Wat beteken dit dan? Wat beteken die selfondersoek? God gee jou geleentheid om jouself te ondersoek, sodat jy dan in geloof kan oorgee tot dit. Gaan lees dit, daar's dan geen veroordeling nie. Nou loop mense met sulke vrese en ek kan nie aan die nagmaal deelneem nie, want dit en dit en dit. Maar eintlik praat dit oor, dit nooi jy om te sê, ek belyn my met die boodskap van die nagmaal, die koningskap, die heerskappy van Jesus. Ek verbind my lewe daaraan en ek verbind my lewe aan ander gelowiges, sodat ek saam met die Heilige Gees kan werk. Is my lewe, en hier is die 2 vrae wat ek vanoggend vir jou wil gee, en vir myself natuurlik. Die eerste ding is, hoe sal dit prakties lyk? Hier is die eerste vraag. Hoe gaan dit met my geloof? Hoe gaan dit met my geloof in die evangelie? Dit wat Jesus gesê het, wat Paulus daar sê, verkondig hierdie dood, hierdie heerskappy. Hoe gaan dit met my geloof in die evangelie van Jesus se koningskap en God se koninkryk? Is dit wat jy glo? Is dit wat jy glo? Is dit dis wat jy uitleef? Dis wat jy sê met die nagmaal? Hy is Here. Hy is koning. Aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Glo jy dit so, dat jy glo jy sal dit sien, hierdie heerskappy, hierdie koningskap, hierdie koninkryk wat kom in ons omgewing. Die tweede ding, dankie vir daai ja, amen. Tweede ding is, hoe gaan dit met my verbintenisse met ander gelowiges?
En hierdie is nie vanoggend enige condemnation nie. God werk nie met vrees en met skuld en met bang en daai goed nie. God roep altyd. Hy trek altyd. So as jy vanoggend sê, dit gaan nie goed met my verbintenisse met ander gelowiges nie, beteken dit glad nie vanoggend, jy kan nie die nagmaaltafel deelneem nie. Dit roep jou wel om te sê ja. Here, ek wil ja sê vir dit. I see your plan. Die gordyn skuif. Ek sien dit. Ek sê ja vir dit. Ek wil deel wees van dit. Kom ons sluit ons oë. Ek wil jou weer nooi, regtig. Ons het volgende kort tydjie gevat. Gaan vat bietjie 1 Korintiërs 11, lees dit. Miskien het jy nog nooit so daaroor gedink nie. Maar die nagmaal self is 'n manier hoe ons saam met die Heilige Gees werk. Want dit wat die nagmaal verteenwoordig, as ons daaraan deelneem, beteken dit ons sê ja vir dit. Ons werk saam. Ons werk saam met die Gees. Here, ons wil ook dit vanoggend bid en vir U sê dankie dat die woord vir ons kan oopbreek, dat ons dit kan verstaan, dat ons dit kan leef. Here, soos wat hulle daar by die Pasga gesê het, wat is anders van hierdie aand? Kan ons ook vandag sê, Here, U self het gesê, doen dit tot my herinnering, want ons is ingesluit. Ons is ingesluit. Dit wat gebeur het by die kruis, die dood, die oorwinning van Jesus daar, het ons lewens, die mensdom, die skepping kom verander. And we are included. Hoe great, Here, is U liefdesverhaal, U raadsplan, U wat sê aan die kruis, dit is volbring. It is done. Dit is gedoen. Dit is gedoen. Die bose is oorwin, die heersers van hierdie wêreld is oorwin. Here, en ons weet, ons lees die Nuwe Testament en ons sien, Here, nou is U besig, Hebreërs 10, om al die vyande onder U voete te sit. En wanneer U dit finaal klaar gedoen het, dan gee U, Jesus, Here, gee U die koninkryk terug vir God die Vader. Hoe groot is dit? Hoe amazing is dit waarmee U besig is? Here, open ons oë, open ons harte om dit te sien, om dit te verstaan in ons daaglikse lewe. Dit is waarmee U besig is. Dit het reeds begin. Dit is waarmee U besig is. Volgende Here, by hierdie tafel verklaar ons dan ook. U is Here. U is koning, die gesalfde een. U koninkryk, Here, het reeds begin hier op aarde. Dis besig, Here, om in voltooiing te kom. En U roep en U nooi mense, ons, Here, om te verkondig hierdie goeie nuus van die dood van die Here totdat Christus kom. Ons bid ook volgende, Here, die uitnodiging vir ons ook, om ons te verbind aan die liggaam. The church is not a nice to have. It's your plan. Dis U plan. Wys ons, Here, leer ons. Dankie dat ons vanoggend staan ook, Here, onder die uitnodiging van U vryspraak. En dat ons daaraan kan deelneem. Ons loof U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Soos ek reeds vanoggend gesê, die wag vir mekaar. Daar's tye wat ons dit so doen, daar's tye wat ons dit anders doen. Die wag mekaar beteken nie net om dit gelyk te breek nie, maar is ook gelyk die brood te breek en die druiwesap te gebruik nie, maar is ook spesiale geleenthede wat ons dit so doen. So vanoggend gaan ons dit so doen. Ek gaan vir jou weer hierdie gedeelte lees. En dan gaan ons, kom ons doen dit andersom. Ek gaan vir julle kans gee. Kom ons kry die elemente hier voor aan die kantestafels. Kry vir jou van die brood, kry vir jou van die druiwesap. Gaan terug na jou sitplek toe. Hou dit by jou en dan gaan ons dit volgende so saam gebruik deur te wag.